Goeiemôre aan julle almal, dit is Woensdag die 18de en ek het 'n kans om in jou lewe in te spreek. Woorde het krag, woorde kan mense breek, woorde kan mense laat lewe. En daarom het ons al die krag gekry, toe Jesus gesê het, ek gee julle al die krag. En daai krag kom uit woorde uit, daarom is woorde belangrik. Weet julle, ek sit nou en dink, 2 ouens hang aan die kruis, 2 ouens. Een ou spreek 'n woord, hy sê, dink aan my. Jesus, dink net aan my. Hy het nie gevra, Here, kan ek nou vinnig gedoop word, kan ek my tiendes betaal, kan ek gou alles regmaak, kan ek net gou almal gaan vergewe nie? Hy het gesê, Here, dink aan my. En weet julle wat antwoord Jesus hom? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, net omdat jy dit gespreek het. Weet jy hoe belangrik is dit wat jy praat? Jou woorde kan vir jou 'n hemel skep. Wow, ek hoor hom sommer nou hier binne in my. Jou woorde van vergifnis kan jou vrymaak. Het jy dit geweet? As jy na Jesus toe kom en jy bely jou sondes en jy vra om vergifnis, dan kan jy vry word. Maar dit kom alles met jou keuse. En onthou, ek het al baie gesê, daar's 2 goed wat God nie kan doen nie. Hy kan nie lieg nie en hy kan nie vir jou kies nie. So jy, kies dan vandag die lewe, hoor ek. Tog, dis eintlik 'n preek vir 'n ander dag. Maar vandag kies ek om die woord oor jou te spreek. Hierdie is so 'n mooi woord. Man, almal van julle ken hom, maar ek gaan hom weer oor jou spreek, dat jy kan weet hoe belangrik is dit om gedurig, verskoning, die woord van die Here oor jou te spreek. En vandag het ek die kans om dit oor jou te spreek. Nou, jy het 2 keuses. Jy kan sê, ek sal daaroor dink, of jy kan sê, ek vat dit. Ek vat dit. Want dit is wat die Here in sy profete, in sy Bybel, oor ons gespreek het. En dis nou al langer as 2000 jaar gelede. Is dit nog steeds relevant. Ek en jy kan kies om vanmôre die Bybel oop te maak. Ek het gekies vanmôre om hier te sit, en ek praat hier met 'n kamera, en ek kan jou nie eens sien nie. Maar my geloof sê vir my, as iemand wat my hoor, maar ek kies vanmôre om hierdie woord oor jou te spreek. Nou, julle ken al hierdie enetjie baie goed, ek gaan hom vir jou weer lees, en dan is daar enetjie, 'n versie na hom, en daai versie na hom is vir my baie, baie kragtig, en ons lees hom nie altyd nie. Die tweede enetjie lees ons nie, die eerste ene ken ons. Nou kom ek lees gou vir julle, en jy gaan weet wat ek het sê, die oomblik as ek het vir jou sê, dit gaan staan in Jeremia 29 vers 11. O ja, jy ken hom. Want daai woord, die tweede een, die ek is met 'n hoofletter, so dit is die Here. Want ek weet, sê die Here, wat 'n gedagtes ek oor jou koester. Dit beteken, wat dink die Here oor jou? My vriend, my vriendin, jy weet, ons het nou 'n bietjie droog gemaak, en ek en jy het nou 'n paar slegte goed gesê. Luister, jou sondes kan God nie intimideer, dat hy anders oor jou dink nie. Hy het klaar besluit oor jou. Jou sondes is jou probleem, hanteer dit. Vra vergifnis, dis afgehandel, dis op die kruis, dis deur genade. Maar hoor 'n bietjie hoe dink God. Jy weet, baie keer, as ek aan my kind dink en hy was stout, dan dink ek aan sy foute. Ja nee, jong, hy het weer dit gedoen. Want Jesus het ons vertel van God die Vader, die verlore seun, het daai pa aan sy foute gedink. Nee, hy het aan 'n ring gedink, en 'n kleed, en het gedink aan 'n groot partytjie. Dit is hoe die Vader aan ons dink. Hoor 'n bietjie wat sê hy vanmôre. Want ek weet wat 'n gedagtes ek aan gaande jou koester. Wat beteken koester? Naby my hart hou. Koester is so 'n pragtige ding. As ek 'n kind koester, en hou ek hom styf vas, en ek wil hom dooddruk, en ek wil hom opsoen, is dit nie? Spreek die Here, gedagtes van vrede. As die Here vanmôre in jou dink, dan bid hy vir jou, en hy hoop vir jou vir vrede. Wow, is dit nie lekker as daar vrede in die huis is nie? Is daar nie lekker as daar vrede in jou hart is nie? Weet jy, dit is wat jou Skepper van jou dink. Ek dink aan jou, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie. God beplan nie slegte dinge oor jou nie. Hoor 'n bietjie weer, God is nie besig om vir jou 'n stryk te stel, dat jy daarin gaan val nie. Nee, hy sê in sy woord, ek dink aan gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan jy nou verstaan hoekom ek elke dag vir jou sê, jou beste lê voor? Want hier hoor ek vanmôre,
as hy aan ons dink, hy sê vir my, Dawie, sê vir hulle, ek dink aan 'n goeie toekoms vir hulle beste lê voor. Ek was toe al die tyd reg. Ek het dit nie sommer net as 'n rympie gesê nie. Hoekom? Van die woord van die Here sê dit. Wanneer hy aan ons dink, dan dink hy aan 'n hoopvolle toekoms vir ons. Dan sal julle my aanroep. En heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. So baie keer dink ons die Here hoor ons nie meer nie. Ag Here, ons bid so vir deurkoms, Here, bid vir finansies, Here, asseblief, die Here hoor elke gebed. Elke gebed is vir die Here kosbaar. Vers 14. Hier kom hy, is jy reg vir hom? En ek, sê die Here, sal my deur julle laat vind. Dit beteken, as jy die Here soek, hy sal nie wegkruip heeltyd nie. Hy gaan nie wegkruipertjie speel en ek gaan nie dat Dawie my kry nie. Ek sal my laat vind. As Dawie my soek, gaan Dawie my vind. En julle lot verander. Die lot wat oor julle gewerp is deur die wêreld en deur die duiwel, gaan die Here verander as jy hom gaan soek. En julle versamel uit al die plekke en al die nasies waarin ek julle verdryf het. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. What a word of God. Hierdie is 'n woord van die Here vir jou. Miskien sit jy vanmôre en dink, ag die Here, stel nie meer belang in my nie. Dit gaan so sleg met my en my huwelik, my omstandighede, my finansies. Die Here hoor my nie, ek bid vir jare. Nou, ek weet, daar's baie keer dat ek ook vir jare gebid het, en daar is nie net 1, 2, 3, blok myself het alles reg gekom nie. Maar ek wil vir jou sê, my geloof was om te spreek, en om dankie te sê vir die goed wat ek nog nie het nie, asof ek dit het. Nou vanmôre gaan ek en jy bid, right? En jy gaan saam met my bid, en jy gaan amen sê. Is dit reg? En ons gaan bid vir die goed, wat nog nie daar is nie. Maar ons sê, Here, U het vanmôre gesê, U beplan vir my 'n goeie toekoms. Ek het goeie gedagtes. U sal U laat vind deur ons. Kom ons bid. Kom ons vra die Here. Kom ons sê hom dankie. Want dit is sy woord. Hy kan nie jok nie. Here, baie dankie dat ek nou vir hierdie persoon kan bid. Wat desperaat is, wat stikkend is. Here, ek hoor die woord bloei. Ek hoor iemand wat bloei in sy hart of aan haar hart stikkend. Here, ek hoor hulle het nie vrede nie. Maar ek hoor U woord sê, ek sal jou vrede gee. Ek sal die onheil wat oor jou beplan is, sal nie werk nie. Ek het goeie gedagtes oor jou, sê die Here. Dankie Here, dis U woord. Ons wil U dankie sê vir die goed wat op pad is, wat ons nie kan sien nie. Maar Here, ons wil U prys en U loof vir dit wat U sien. Here, U het 'n persent onder die tafel wat ons nie kan sien nie. Ek hoor net in my gees. Here, dankie daarvoor. Dankie vir die woord. Dankie dat ek vir hierdie persoon kan bid. Ek loof en prys U naam. Amen. Dis klein Saterdag. Dis Woensdag. Mag jy 'n geseënde dag hê. Stuur hierdie boodskap vir iemand wat dit miskien so nodig het. En onthou jou beste lê voor. Totsiens.